Goeiedag vriende, dit is vir my so groot voorreg om hier in Boontoe saam met twee wonderlike mense te sit, Benny en Stefanie Nel. En as julle nie geweet het nie, hulle is getroud. So lekker om saam met julle te kan kuier. Ons sit hier in hierdie amazing plek. Nee. Ons weet julle het ook 'n groot rol nog steeds en dit is so wonderlik om saam met julle eintlik hier binne te kuier. So 'n bietjie julle harte hoor in terme van ons geloofsbelijdenis reeks waarmee ons besig is, die Ek Glo reeks. Nou toe ek vir Benny gesê het ons gaan hierdie reeks doen, was hy regtig uit sy nate uit opgewonde vir hierdie reeks, want hulle het iets om te deel met elkeen van ons. En ek dink dit is wat ons eintlik maar in hierdie gesprek saam met mekaar ook op reis gaan wees, en mag jy saam met ons ook op reis wees wanneer ons so 'n paar aspekte van geloof ook gaan aanraak in vandag se geleentheid. So, julle het in 'n land gebly vir 'n ruk wat geloof nie die norm is nie. Nee. So Wel, geloof is die norm, maar nie ons nie julle nie, ja. So share bietjie iets van julleself, en dan ook wat het julle ook daar gebring en wat het julle daar beleef in 'n land wat Christendom nie die norm is. Ja. Ja. Maar ons is die Nelle. Ons is die Nelle. Dis wie ons is. Ja. Ja, so ek dink ons was eers in Qatar gewees, en van Qatar af is ons China toe op 'n stadium. En ek dink die uiterstes wat jy kan kry van die Islam geloof wat heeltemal totaal gekant was teen ons, tot 'n China wat nie eens weet wat Christendom is nie. Met ons regtig die uiterstes beleef van geloof of die gebrek daaraan. Of die gebrek daaraan. Ja. So dit was nogals vir ons 'n lewensveranderende situasie Ja, gewees. ek dink die Here ons het gesê ons wil 'n bietjie uit ons comfort zone uitkom. En ek dink dis die verste wat hy ons kon vat uit ons comfort zone uit. Dis uit in daai twee uiterste lande, ja. En dit is ver. Ja, ver van Ver almal af. van jou mense af, Ja. ver van gemak af. Ja. So baie keer as die Here ons stuur, dan stuur hy ons juist na plekke toe wat ongemaklike spasies, ongemaklike 100%. plekke, om ons juist daar ook te ontmoet. En God werk ook daar. Het julle dit gesien? Het julle dit beleef ook? Kyk Joe, ek het vir Benny gesê, ek voel nou soos Jona. Die Here stuur my nou, ek gaan nou daarna toe gaan, dan gaan ek 3 woorde sê en dan gaan ek almal red. En dit het glad nie gebeur nie. Maar in retrospect het ons besef hy het ons soontoe gevat vir ons. En om terug te kom met iets hiernatoe eerder as om soontoe te gaan met iets. Ja. Dit was 'n groot hy het ons nogal getref. Maar ja, so ons het hom daar gaan ontmoet. Nie dat ek sê mense hoef oor see te gaan om hom te ontmoet nie, maar ek het gedink ek gaan vir ander mense en toe gaan ek vir ons. Sure. So, ja. Dit is 'n mooi verhaal, 'n verhaal van en as ek nou die Jona verhaal kan gebruik. Ja. En eintlik is dit daai gedeelte van ons moet maar net opdaag en die Here gaan die res doen. Ons moet die plek lief kry, mense lief kry en op Wat moeilik is, né? Want hulle het ons nie baie lief gehad nie. So om iemand lief te hê wat jou nie liefhet nie en dit vir jou sê ook, Sure. is taaf. Ja. Is baie taaf. Ja. En nog steeds Jesus liefde te wys. Yes. Ja, en ek dink dis so 'n bietjie van ons getuienis. Dit was waar sy op daai stadium in haar geloof was. Toe ons weg is uit Suid-Afrika op daai stadium, ek sê dit altyd en ek sê dit tong in die kies, maar mens moet dit kan herken. In die industrie wat ek hier was, het ek altyd gesê my geld kom eers deur my vrou en die Here kan maar kies wie se tweede en derde. So vir my was dit weer met 'n ander perspektief. Ek het gegaan om geld te maak. En sy sê altyd om toe die Here ons in die woestyn letterlik ontmoet. Waar jy nie anders kan as om te steel. Ja. Dit was 'n baie geïsoleerde ervaring. Ons was op 'n manier het hy ons so geïsoleer want jy het niemand anders om enigiets mee te deel nie. Ek onthou daai gevoel elke keer as ons in ons woonstel instap 3:00 die middag na skool. Dis 'n donker woonstel want alles is toe, want dit is te warm om iets oop te maak, dit is somber. Daai gevoel sal ek nooit vergeet nie. En ons was so fisies en emosioneel uitgeput. Ons het die hele middag tot 9:00 die aand geslaap. Opgestaan, reggemaak, volgende dag weer skool toe. Net omdat hy jou so getap het. Ja, geïsoleer. Hoe het die geloofsbelijdenis julle gehelp om in 'n mate staande te bly
ons is tans nou besig met daai reeks. Ek glo Ja. hoe dit julle gehelp. Het die geloofsbelijdenis enigstens 'n impak gehad? Verseker kan ek maar sê. Jy kan Joe, ons het op 'n stadium, om net vir julle 'n opsomming te gee, is in Qatar het ons ongelooflik teenstand gekry. Veral ek as vrou. Ek het byvoorbeeld nie eers 'n titel gehad nie. Ek was the wife of Mr. Nel. Ja. So ek het daar ingekom met klaar, jy is nie deel van my omgewing of my geloof nie. Ek het gedink, ag man, ek ken kinders, ek het hier skool gehou. Daar gaan ek vir 12-jarige skool hou. Wat is nou, dis mos nou nie rof nie. Jo. Ek moes byvoorbeeld in 2 klasse moes ek vir die emir se seun toestemming vra of ek vir hom mag skool hou. Ja. En as hy die dag besluit hy is nie lus vir skool nie, dan sê hy net nee. En ja, so dit was baie taaf en op 'n stadium het ek vir Benny gesê, dis moeilik om die Heilige Gees hier te sien want ek weet nie waar hy is nie. Want ek weet nie of hy in hierdie mense is nie, en in hierdie kinders is nie, en ek ken nie dit nie, want in Suid-Afrika is jy in so gemaksone. Hier sit ons in 'n koffiewinkel wat beautiful is, en praat oor God en Jesus, en hulle sal jou toesluit daar. En onmiddellik het ek besef, o, vet, ek is nou op my eie aangewese. En sodra iemand my vra oor my geloof, is die kans goed dat hulle meer van my Bybel ken as ek. Ja. En toe hulle as 'n kind vir my gevra het, what is it that you believe in? Moet ek vinnig in 'n sin vir hom kan sê, dis wat ek glo en dis hoekom jy dit ook moet glo. En ek het nie geweet wat om te sê. En op 'n stadium het ek vir Benny gesê, ek moes vir myself sê, maar die opsomming van dit wat jy in glo is die geloofsbelijdenis. En ek het hom toe begin deurwerk om te besef, as iemand my vra of as iemand my konfronteer of as ek twyfel in iets, gaan net weer soontoe. Dis waarna jy glo, onthou dit. So, ja. Ja, ek dink as ek daar kan inkom, dit was ons raak groot in 'n omgewing van ons staan op in die kerk en jy sê hom woord vir woord soos 'n rympie op. Ja. Maar jy besef nie die impak van dit nie. So Qatar was baie gekonfronteerd met, hulle sal sê, maar jou Bybel sê dit, en dan wil hulle die een kant gee, die Islam se kant. En daar was die beginpunt gewees van aanwakker, maar wat glo ek werklik, en ondersoek instel in die Bybel, en Hoe verskil dit van wat hulle glo? hoe verskil dit van wat hulle glo, en ons het letterlik gesit en gesê, maar dan, sy het al ouma se Bybel gehad, en dan sal soeke handtekeninge van, soos die ou mense gemaak wat sê, moslems vraagteken, ek onthou dit nog so goed. En toe ons in China kom, wat totaal en al, so Qatar was toets ons geloof. Ja, China was, okay, maar hierdie is wat ek glo. bewys dit nou. Is die Chinese sê vir jou, so you believe in a ghost. As die Heilige Gees vraag wat hulle kom begin vra. Maar dan sê hulle, maar wat glo jy? En die beste, effektiefste manier om met waarde te kan deurgee, is presies ons geloofsbelijdenis. En ek dink nie, ek het ooit die twee bymekaar gesit, geloof en bely my geloof deur dit wat ek nou vir jou sê. Hy begin letterlik met ek glo glo, in God. en dit is wat jy glo. En ek dink, dit klink so eenvoudig, maar ek het nog nooit die waarde om dit te kan voice vir iemand anders gehad, tot daai oomblik wat die lig hier aangegaan het. En ons het dit nou vir ons vertaal in ons eenvoudige Engels. Maar dit was daai absolute voorreg om te kan sê, maar dis waarvoor ek staan. Dis wat ek glo my Here en my God is. En gemeenskap van die heiliges. Ek dink ook al die gelowe waarmee ons gekonfronteer is, het iets tasbaar. Kyk, hulle het moskeeë in Qatar en hulle het 'n maatjie wat jy uitgooi, dis 'n tasbare iets, dit is waarna ek glo. Of die Chinese tempels en allerlei bygelowe met allerlei wierookstokkies en stokke en wat ek al, en ek het nie iets tasbaar nie, want dis 'n geloof, dis 'n binneding. En toe het die geloofsbelijdenis vir my iets tasbaar geword van hierso, dis wat ek glo. Ja. En ek dink veral in ons land, ek dink as 'n mens nou mooi gaan kyk na Suid-Afrika, jy kyk spesifiek na Jeffreys Bay, kom ons bring dit nader. Ja. Dan besef ons eintlik dat ons eintlik in 'n gemaksone is. Ons sê baie keer hierdie
hierdie geloofsbelijdenis op, maar Ja. sê ons, jy weet, glo ons regtig of is dit prakties? Ja. Dit is die groot vraag, want ek meen as jy in Jeffreys is die kans goed dat jy 'n Christen is. Die kans is goed dat jy van Bloemfontein afkom of van Pretoria afkom, so jy het so min of meer 'n agtergrond. Ja, die voorstad van Bloemfontein. Nee, hier is die hoofstad. So, is dit die hoofstad? Bloemfontein is die voorstad van Jeffreys. Ja, ons is dankbaar om dit te hoor. en op die ou einde is dit so maklik dat ons net hierdie emotions kan gaan. Maar wanneer alles, ek wil amper sê, jy sê nou die maatjies wat uitgooi, maar as die mat onder ons uitgeruk word, Ja. is die groot vraag, wat is dit waaroor ons glo? En ek dink julle het dit tasbaar ervaar. Nie Ja. net in woorde nie, maar prakties ook in julle eie lewe om te besef, maar weet jy, ons 100%. gaan hierdie nou moet in praktyk omsit. En ek glo by julle hart dat julle die goeie saad ook gesaai het. Julle weet self, dit val baie keer op die harde pad, baie keer val dit maar in die grond wat nie vrugbaar is nie, en dan val dit baie keer in die grond wat vrugbaar is, dat 'n mens eers jare later besef julle teenwoordigheid. Jy wat besef jy as vrou in daai land wat eintlik in die hiërargie baie laag is. Ja. Wat nie eens gesien word nie, verstaan, wat nie gehoor word nie, wat nog te vra van deel jou geloof. Maar ek glo ook dat julle mens wees en die manier hoe julle met mekaar ook was daar, ook 'n baie goeie impak ook in daai omgewing gehad. Maar dis ook maar soos ek sê, dit sal vir my 'n bonus wees natuurlik, maar ons het anders teruggekom. So ek net 'n scenario, ek het eendag het ek voor 12-jarige dogtertjies, hulle is gesplit, dogtertjie seentjie klasse. En ek het so 'n klein kruisietjie om my nek gedra, letterlik vir my ook net om ek het iets tasbaar. Ja. En op 'n stadium met een dogtertjie in 'n pouse na my toe gekom en vir my gesê, "Ma'am, don't come to school tomorrow." Toe sê ek vir haar nou, "Hoe nou?" Toe sê sy, "They are planning to hurt you tomorrow, so please don't come to school." Sure. En mens hoop die feit dat sy vir my kom sê het, hoop 'n mens het iewers darm een of ander verhouding kon bou. Ek het toe skool toe gegaan en hulle het my nie gehurt nie, maar dit was baie amper. En wat het dit in jou geloof gedoen? Want ek dink dit is een van die goed wat ek meen dit is teen jou, né? Dit is en ek dink dit is wat ook vir my in Jeffreys baie spesifiek so dankbaar maak dat ons hierdie kan doen. Ek kan praat, ek kan sê die Here was vir my goed geweest. Jy sal daar regtig verdwyn. En om hier te kan wees, dink ek ons is so blasé met die feit dat ons kan omring wees met gemeenskap van gelowiges en dat ons hopelik oor meerderheid is. En jy kan praat net wat jy wil daaroor en dit is 'n baie groot voorreg. Ja. Ek gaan net 2 punte terwyl sy nou praat net so vinnig noem. Ek dink ek het dit toe ons gesels het daaroor in die span gepraat en mense besef nie altyd die waarde. Jy saai die saad en jy weet nie wat is die uiteinde daarvan nie. En toe ons teruggekom het, ek meen ons was al terug van China af. Toe hy was die fotostaat kamerman gewees. Dinesh. Hy's ook 'n DJ. Dinesh Priyankana. Ja. En hy het kontak gemaak en uitgereik na Stefanie deur Facebook. Ja. En gesê, maar wat van julle is anders? Sure. En dit was so mooi om te weet dat net deur daad en maniere van hantering en liefde wys, het dit op die einde van die dag die vraagstuk teruggebring deur ons wat ook deur daad dan nou kan ek maar sê geloof bely. Dat ek dit baie by Dinesh gaan wegkry. Ja, en op die einde van die dag het hy in sy taal die Bybel gaan soek en dit is sulke verhale wat die dekkie moet nie teëgeslaan en hoe gaan ons verder met dit. So die ander aspek ook is, en mense dink nou net jy gaan na 'n Qatar of 'n China en jy gaan daar dit hê met die plaaslike volk, maar saam met ons was ander buitelanders van Australië, van Engeland wat heeltemal amper nog meer teenkanting by hulle gekry. Want hulle was, kan ek sê, in dit. En om dan ook vanuit, maar dis my geloof wat ek bely,
te kan staan en sê, "Jesus, maar ek dink hierso het jy die Bybel verkeerd verstaan." So daai gesprek het ook baie plaasgevind. Benny het kats om dit te doen. Dit was op die geboue se dakke, want dis waar almal kuier. Want dit is die coolste. Met 'n kort bier sit jy en praat oor hoekom is hierdie Bybel eintlik waar en hoekom is hierdie geloof wat jy bely waar, hoekom weier jy om teen dit te draai? Ja, en baie van hulle, van die buitelanders het in die kerk seer gekry. O, absoluut. Ja. En uit dit moes jy hulle weer terugbring by, los al die goed wat jy seer gemaak het, kom terug by die crux van, dis wat jy glo, hou hierby. Ja. Keep it basic. Ja. Hoe maklik gebeur dit nie ook in die Christelike geloof 100%. dat ons 'n klomp reëls maak, Presies. jy weet. En dit word naderhand ons dryf, nê? Ons en ons sluit dan mense uit, jy weet, op grond van, jy weet geloof of jy glo nie soos ek glo nie of jy lyk nie soos wat ek lyk nie. Ja. En so maklik kan godsdiens eintlik ons lewe oorneem. Dis presies. In plaas van om in 'n lewende verhouding Ja. met die Here te staan. En ek dink wat julle gedoen het met die geloofsbelijdenis veral ook, is om te sê dat hierdie is nie net 'n klomp woorde en 'n klomp reëls nie. Hierdie is lewe. Ja. En ek dink dit is waar die verandering is. En ek dink ook die goed wat jou noodwendig seer gemaak het in ons Christelike geloof is randsake, bygoeders. En daai bygoeders het jy nou seer gemaak en weggedryf van ons kerk af, maar jy moet kyk na dit wat in hierdie geloofsbelijdenis staan is dis wat ons glo. Ja. End of story. Ja. En ek meen mense gaan jou teleurstel. 100%. Ek meen ons leef in 'n gebroke samelewing waar Ja. baie keer dinge met ons jy weet gaan gebeur. Ek meen as 'n mens nou dink aan goed in die lewe waar ons ook baie keer voel, "Jeeg, maar hierdie plek het my nou te nagekom of hierdie persoon." Dit beteken nie ek moet wegstap nie. Nee. Ek meen dis amper so 'n tipiese ding van wat my oupa altyd gesê het. Hy het gesê mense praat altyd van, "Ja, ek het seer gekry in die kerk." Hy sê maar ek het ook nou al my kar ingevat na 'n plek toe en ek het ook vir iets betaal wat hulle nie vervang het nie. So dit beteken ek gaan nie in die toekoms nie my kar diens nie. Ja, 100%. Ek gaan weer teruggaan of ek gaan dalk 'n ander plek vind, jy Ja. weet wat eintlik die weet vertroue inboesem. En ek dink ook Joe, my ma sê ook altyd en dis waar ek ook wil terugkom by die geloofsbelijdenis is wanneer 'n geloof of 'n kerk of wat ook al jou te nagekom het, moet jy onthou dis waarskynlik die menslike aspek wat jou te nagekom het. As jy nie waarskynlik nie dit is. Ja. En as jy by 'n kerk byvoorbeeld instap en jy sê maar nee, ek het seer gekry in hierdie kerk, is dit waarskynlik die mense aspek wat jou seer gemaak het. God het met jou 'n afspraak. Ongeag en ten spyte van dit wat jou seer gemaak het. Ja. En ek dink hy het met ons 'n afspraak gehad. Toeval of wel in ons geval nou oor see. En daar is ons gestroop van alles, van kerk, van mense, niemand praat ons taal nie. So dis net ons twee en God. Sure. En toe het ons geklik. O, dis wat ons glo. Dis eintlik baie meer eenvoudig. En die goed wat ons seermaak of wat ons te nagekom het in die kerk is irrelevant hier. Want hier sit net ons en God. Sure. En ons het teruggegaan na daai geloofsbelijdenis en gedumb down. Los al die sideshows. Ja. Hier's wat jy glo. Sure. En as ek wat nou aan musiek dink altyd, so en ek dink dit was ook 'n lied in daai tyd wat nou nog baie betekenis het. Heart of Worship, when all is stripped away. Ja. Waartoe gaan jy dan? Ja. En dit is 'n kernding is. En dan kan ek dit so mooi sê, maar dis waartoe ek gaan. Ja. Dit en ons en hy het nou genoem van my ouma se Bybeltjie. Ja. Daar ons kan ure praat oor daai Bybeltjie. Ja. Wat verlore geraak het in 'n taxi en die taxi moes hom vir my terugbring. En Wel in 'n moslimland en soek die Bybel. Ja, dit was ook 'n hele, maar om terug te kom by jy het nou die Bybel en dis dit. Dis al. Ja, dis jou bron. Daar's nie Ja, daar's niks anders nie. ja, daar's nie alle ander kerkdokumente en dinge nie. Ja, Dis en- jy en woord. Ja. Ons het 'n ongelooflike ondergrondse kerk. Hy is nie letterlik onder die grond nie, maar 'n geheim kerk ontdek in Qatar.
Ongelukkig was die een wat in China was te ver. Ons kon nie uitkom betyds vir kerk nie. Dit is amper soos Paradysstrand tot hierso. Ek is ook altyd laat vir kerk. Maar en daar het ons besef, die oomblik as dit nie die norm is van jy mag kerk hou nie, besef jy wat is 'n kerkgemeenskap. Verseker. Toe ons instap, toe sê hulle, die eerste ding wat hulle vir ons sê is, waar is die nooduitgange vir ingeval iemand inkom om die kerk te probeer beëindig. En daai gemeenskap was amazing. Ja. Ek het dit al vir julle vertel, maar ek dink dit is goed ook. En ek dink dis my laaste deel. So ek beweeg nou weg van die geloofsbelijdenis, maar ek het geloofsbelijdenis in aksie gesien in die gemeenskap van heiliges. Wat vir my baie groot ding is die, as ek in Engels kan sê, die commitment om, ek dink dit was 2 ure, 2,5 ure wat ons in 'n taxi moet ry, kos jy R400 of something, ek kan nie eens onthou nie, maar dit is baie geld. R400 so toe R400 terug, net om by die kerk te kom. En dan kom jy daar en dan stap hulle met so 'n mandjie, hulle gee jy 'n blaadjie by die deur en ek weet wat is dit nie. En die eerste dag kom hulle en skielik wil hulle my blaadjie terug en ek sê maar wat moet ek met die blaadjie? En dis gebedsversoeke en hulle bid, dit was oor 'n uur wat hulle gebid het vir die blaadjies, dus ek sê maar wanneer preek hulle? En toe naderhand te besef ons van die ou wat bid vir die, so daar's ander Suid-Afrikaners in Qatar se situasie gewees wat op daai stadium ek onthou so spesifiek die plaasaanvalle, die boere, droogte, reën, daai tipe gebiede wat uitkom, Nieu-Seeland, reg oor die wêreld, hulle eie probleme eie aan hulle lande. En hier's mense op hulle knieë wat bid oor 'n uur lank. Vir mekaar en vir lande, voordat daar 'n woord gesing word, 'n woord gegee word deur 'n dominee. En dit was baie spesiaal. Dit was vir my 'n ander betekenis weer van wat beteken dit om kerk te wees. Sorry, daar's ek op 'n video. Ekskuus hulle almal, sorry. So as hulle maar snap dit. Daai stukkies nou, Ja, so. Maar okay, die lê dit nou. Ja, ons nog stap. Sorry, ek sê dit. Dis reg. Wil jy hom gou klaarmaak? Ja, ek kan nie onthou. Dit is reg. Dis reg, dis nou. Alright. Goed, ek dink nou julle aan die einde, ek dink as daar een ding is wat julle vir die gemeente wil gee. Ek dink dit is die groot ding, wat sal dit wees? Jy het net al gepraat van commitment. Jy weet mos in die kerk vir ons spot altyd so en sê in die NG Kerk is mos nou maar so, jy mag oor enigiets spreek, net nie oor die tyd nie. Net nie oor 'n uur nie. Net nie oor die tyd nie. Jy weet so, ek dink as jy vir enige iets vir die gemeente moet gee, een sin in hierdie geloofsbelijdenisreeks, wat sal dit wees? Ek het gaan dink oor, as ek spesifiek kyk na die geloofsbelijdenis, daai eerste 2 sinne van die geloofsbelijdenis is vir my so, ek kan vir myself lees. Dit is vir my so ongelooflik om te weet, dis my God. Ek glo in God die Vader, en wat is dit? Hy's die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Wat meer wil jy hê? Dis my God daai. So eintlik is alles anders as dit totaal irrelevant. Sure. Is sodra iets jou rol of iets jou bietjie rattle of iets jou soos 'n berg voor jou lê, dan jy weet jou God is die skepper van alles. Punt. Ja, dis mooi. Ja. Weer eens, en dit is so great, ons is man en vrou wat dieselfde glo, maar totaal op ander plekke sit, op ander perspektiewe het. Ja. Definitief. En ek hamer die hele tyd op die gemeenskapsaspek. En ek dink ek het die voordeel die laaste 2 jaar om hier deel te wees van die gemeente. En voor dit was ek betrokke, maar ek het nooit reg die liggaam van Christus in totale beweging gesien. En my vraag uit hierdie geloofsbelijdenis is om te sê, maar ek glo in daai gemeenskap wat die liggaam van God is, en 'n liggaam wat nie beweeg nie is dood. En dit kom vir my by daai commitment uit van moenie stil sit nie, dit moet aangaan. Dis baie werk om te doen. Ek het al vir Stefanie gesê nou dat ek by die kerk werk, jy kan of absoluut niks doen nie, of jy kan weet, jy gaan die hele tyd werk, want daar's altyd nood. Daar's altyd nog iets. En vele ander moontlikte werk, die arbeiders is min, die oes is groot. En ek dink dis my weg wat uit die geloofsbelijdenis is. Maar as ek werklik sê dis wat ek glo, is ek deel van 'n gemeenskap wat beweeg. En dis my uitdaging. Ja.
hoor baie sterk die saam is ons beter. Absoluut. Aan die een kant dit is en ek dink dit is wat ons baie sterk beleef, is dat die Here juis gekies het om hierdie wêreld te laat afspeel in verhoudings. Ja, 100%. En ek meen as ons praat van God drie-enig, is 'n verhoudingswese. Wat met die kerk dan nou verder die pad stap. Wat selfs die God is wat nie meer langs ons is nie, maar die God wat nou in ons leef. En dit is die mooie ook daarvan. As ek kan aansluit, Joe, is die duiwel het heel aan die begin aangeval deur 'n verhouding op te breek. Dis al waar hy vatplek het, is in verhoudings. Seker. Dis al hoe ons oor see kon deurdring tot mense, is verhoudings. Dis al hoe ons oorleef het, is 'n verhouding. En 'n verhouding met hom. En ons moet daai verhoudings koester. Want ek is van mening, dit is die heel eerste plek en amper die enigste plek waar die duiwel vatplek kry. Seker. Moet hom nie vatplek gee in 'n verhouding nie. Dankie vir dit. Mag ons dit ook vat vir ons eie harte. Vir my so lekker om saam met julle te kuier. Ons moet definitief 'n opvolg doen. Ja, cheers vir julle. Lekker. Op die mooi koffiewinkel. Ja, op 'n lekker woontoe, proe die verskil. Dankie dat julle saam met ons ook op reis is. Dankie dat julle saam in hierdie reeks saam met ons op pad is. Dankie dat julle julle storie, julle harte kom deel het. En mag die Here julle ook seën in alles wat julle doen. Dankie. Dankie. Blessings. Dankie Joe. Dankie julle.